Hallo broers en susters, ek groet julle weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is so 'n wonderlike naam wat so kragtig is, wat vir ons verlossing, genesing, saligheid kan gee. En dit is vir my weer 'n wonderlike voorreg om God se woord met jou te deel, om net 'n seëning vir jou te wees vir hierdie dag, veral in hierdie besige dag. En kan ons net 'n oomblik stil raak en net vir daai paar minute net soos 'n familie altaar met God te hê en jy weet om hom aan te roep en sy woord te lees en net weer krag kry vir die dag en geloof kry om oorwinning te kry in die situasies wat jy jouself vind. So ek wil net in Filemon vir ons 'n vinnige skriflesing gee van hoofstuk 1 van vers 1 wil ek lees tot vers 9 en God se woord sê vir ons: Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timotheus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Apphia, die geliefde suster, en aan Archippus, die medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is, genade vir julle, vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor julle liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer te wille van die liefde. Ek, Paulus, 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. En so wil ek vir julle sê, broers en susters, hier kan ons sien Paulus, 'n man wat saam die Fariseërs was, 'n skrifgeleerde, en waar hy onder sy hoofpriester Gamaliel geleer het, en hy was so agter die Christene van daardie tyd en hoe hulle wonderwerke gedoen het en hoe hulle die woord van God versprei het en die bediening van Jesus Christus, en hy het briewe gekry, jy weet, dat hy daardie Christene kan jy weet, gaan vang het en in die tronk gaan gooi het, en tot 'n sekere dag waar hy gereis het na Damaskus toe en daardie lig van Jesus Christus op hom gestraal het en hy daar neergeval en die Here het homself geopenbaar aan hom en alles wat hy geleer het, omdat hy so skrifgeleerde was, het hy na Arabia toe gegaan vir 3,5 jaar en hy die skrifte gaan nakyk en gaan sien, jy weet dat Jahwe van die Ou Testament die Jesus is van die Nuwe Testament, en hy het gesien dat Jesus God was en hy daardie openbaring ontvang, jy weet wat God is en hoe God in jou hart kan kom en deur jou kan lewe. En dan kan ons sien ook hoe wonderlik dit is om net hierdie gedagte by jou te los, broers en susters, waar dit sê hierso in vers 9, jy weet dat hy nou 'n gevangene is vir Jesus Christus. So 'n man wat, jy weet, die vyand was, wat die kinders van die Here gevang het en in die tronk gegooi het, en hier het hy heeltemal omgedraai, en hy's nou 'n gevangene van Jesus Christus, dat hy luister na die Here, hy doen die wil van die Here, hy volg die Here in alles wat hy doen en spreek, en dit is net wonderbaarlik wat die Here Jesus Christus in 'n mens se lewe kan doen, jy weet, waar jy 'n vyand kan wees, maar as jy jou hart kan oopmaak en dat jy daardie openbaring kan ontvang, wie God regtig is en wie Jesus Christus vir jou is, kan hy soveel vir jou doen, dat jy vir die kinders van die Here kan lewe, dat jy ewen met die einde van die dag jou eie lewe sal gee vir die kinders van die Here. So dit is wat ek wil los vir julle, en ek glo en vertrou dat julle 'n geseënde week sal hê, en dat die Here julle sal ryklik sal seën, en dat hy homself aan julle sal openbaar, en as jy 'n vyand is van hom, dat jy jou hart sal oopmaak, en dat jy ook 'n gevangene van Jesus Christus kan wees. Dankie broers en susters, Here seën julle.